Kom, laat ons bid. In die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, liefdevolle en almagtige Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U voete, liewe Heer, met rou. Ons kom vanoggend voor U voete, liewe Vader, met 'n verlies. Ons besef hierdie is deel van die lewe. Ons besef hierdie is deel van U werk, deel van U plan. Vader, ons besef dat daaglikse verloop van lewe gaan plaasvind. Daar is niks wat ons daaromtrent kan doen nie. Maar liewe Heer, ons weet ook dat U vir ons aan die hand vat in tye soos hierdie. Ons weet ook dat U vir ons versterk. Ons weet ook dat U met ons is, dat U ook verstaan wat ons deurgaan, Vader. Want U het ons geskep. U ken ons binneste, onsself, beter as wat ons onsself ken, liewe Heer. En ons weet U is daar. U is daar in U drie-eenigheid vanoggend, Vader, om met ons te wees. Vader, ook hierdie siel en hierdie gees te ontvang. Verwelkom ons ook vanoggend, so liewe. Ons weet hoe dit is in die hiernamaals, Vader. Ons verstaan U werking en U genade tot in die doderyk. En ons verwelkom hom vanoggend, liewe Heer. Kan hom nie sien nie, kan nie ons broer aanraak nie, nie hoor nie. Maar ons kinderlike geloof oortuig ons daarvan dat hy hier is. Ons kinderlike geloof oortuig ons daarvan dat hy saam met ons is vanoggend. Vader, U het 'n woord vir ons voorberei en ons dank U daarvoor. Ons vra U om U seëning op hierdie woord te plaas vir ons. Wees met ons en skenk aan ons dit wat ons nodig het, sodat ons nie net tot sien sê vanoggend hier nie, maar dat ons ook kan leer, dat ons ook kan leiding ontvang. Vader, sodat niemand vanoggend hierdie gebou verlaat soos hulle hier aangekom het nie. Maar laat daar verandering kan plaasvind, Vader, laat daar groei kan plaasvind. Dit is belangrik. Wees stil met ons, skenk aan ons 'n paar oomblikke van liefde, van vrede, Vader. Ons vra hierdie om Christus se naam ontwil. Amen. Amen. My geliefde broer en susters, ons tekswoord vanoggend, Filippense 3, en ek lees graag vir u vers 17. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons as voorbeeld het. Our text word this morning is from Philippians 3, and I would like to read verse 17. Brethren, join in following my example, and note those who so walk as you have us as a pattern. Tot sover.
familie, vriende, kinders, my medeknegte, maar ook geestelike familie, gemeente, vriende hier rond. Welkom in die huis van die Here. Dit is nie altyd lekker om onder hierdie omstandighede mekaar te ontmoet hier nie, maar ons verstaan en soos ek gesê het in my openingsgebed, dit is 'n verloop van die lewe, dit is wat gebeur. En voor ons begin, voor ek aangaan, familie my gevra om asseblief die lewensberig uit te lees van oom Stoffel, so ek hom geken het. Lewensberig van Christoffel Petrus oom Stoffel Groenewald, 2 Januarie 1936 tot 20 Junie 2026. Christoffel Petrus oom Stoffel Groenewald is op 2 Januarie 1936 gebore. Hy het sy kinderjare in Grabouw deurgebring, waar hy sy skoolloopbaan aan Laerskool Grabouw begin en daarna Hoërskool Grabouw voltooi het. Na skool het hy sy werksloopbaan in Grabouw begin. Stoffel het 'n besondere hegte band met sy broer Piet gehad. Twee broers was feitelik onafskeidbaar en het baie mooi herinneringe saam geskep. As jong mense, as jong manne, het hulle uitgesien na die geleentheid om saam uit te gaan. Hulle ma het egter nie daarvan gehou nie, dat hulle op werksaande moet uitgaan nie, aangesien hulle die volgende dag moes werk. Daarom het hulle al uitgaanklere in die buitegebou weggesteek. En sodra al ouers aan die slaap is, stilletjies uitgeglip en al klere aangetrek en gaan kuier. Dit was tydens een van hierdie uitgaansgeleenthede wat Stoffel die liefde van sy lewe, Anna van Sail, ontmoet het. Sy het in 'n vis en chips winkel naby Grabouw Brug gewerk. Hierdie ontmoeting het die begin van 'n lewenslange liefdesverhaal geword. En op 11 Augustus 1956 is hulle in die huwelik bevestig. Kort na hul troue het hulle weens Stoffel se werk na Kraaifontein verhuis. Bouwerk was sy lewenslange beroep. En sy werk het hom na verskeie dele van Suid-Afrika geneem. Gedurende die 1970s het die gesin hulle in Empangeni gevestig, waar hulle vir 21 jaar gewoon en 8 kinders, 7 dogters en 1 seun grootgemaak het. Gedurende die 80s het Stoffel as diaken sy gemeente verordeneer. Sy geloof in die Here was die fondament waarop hy sy lewe en sy gesin gebou het. Hy het sy Christelike waardes nie net bely nie, maar daagliks uitgeleef deur liefde, nederigheid en diensbaarheid teenoor ander. In 1991 het Stoffel en Anna na Richards Bay verhuis. Hy het met sy aftrede in 1994 het hulle Gauteng toegetrek om nader aan hul kinders en na die groeiende familie en kleinkinders te wees. Wel hulle hierdie nuwe hoofstuk geniet het Stoffel altyd daarna verlang om terug te keer na die Wes-Kaap. Val ek nie. Wat nie. En hulle het hulle self in Hermanus gevestig. Die lewe het vir hulle groot vreugde gebring, maar ook diep hartseer. 2008, die familie die tragiese verlies van hul geliefde dogter Cornelia en skoonseun Freddy in 'n noodlottige ongeluk beleef. 19 Mei 2021 het Stoffel die grootste verlies van sy lewe ervaar toe sy geliefde vrou en lewensmaat van bykans 65 jaar, Anna. Stoffel sal onthou word as 'n toegewyde eggenoot, liefdevolle pa, trotse oupa en 'n oupa grootjie, en 'n hardwerkende man wat sy lewe daaraan gewy het om vir sy gesin te sorg. Hy het altyd geglo, geen probleem is te groot om op te los nie, en het graag gesê, 'n boer maak 'n plan, maar 'n Groenewald het 'n plan. Hierdie woorde het sy positiewe lewensuitkyk, vindingrykheid en vasberadenheid perfek opgesom. Sy deursettingsvermoë, sy sterk geloof, sy nederigheid, sy humor, onvoorwaardelike liefde vir sy familie,
sal vir altyd deel van sy nalatenskap wees. Hy word met liefde oorleef deur sy dogters, sy seun, sy kleinkinders en sy agterkleinkinders. Wat die herinneringe, die wysheid, liefde wat hy deel het, altyd sal koester. Wel Stoffel hierdie aardse lewe verlaat het, leef sy nalatenskap voort in die familie wat hy so innig lief gehad het en in baie lewens wat hy aangeraak het. Ons vind troos in die wete, nou in ewige teenwoordigheid van die Here is en herenig is met sy geliefde. Hulle haal ook aan 'n teksvers uit 2 Timoteus 4 vers 7 wat vir my so mooi is. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof. Ja. 'n vol lewe. 'n baie vol lewe. 90 jaar is nie sommer iets nie. As ons besef, net werklik besef, hoe geseënd 'n gesin kan wees, om iemand se teenwoordigheid vir 90 jaar te kan hê. As ons kyk hoe lyk dit deesdae om ons, is dit raar. Dis werklik raar om dit te kan hê. So hoekom hierdie teks vanoggend? Hoekom besluitneming op hierdie teks uit Filippense? Ek het vanoggend voor die diens het ek met die amptes gesels in die amptekamer. Toe sê ek vir hulle, dit is nie altyd maklik om 'n begrafnis voor te berei nie. Ons soek 'n teksvers wat ons weet waar is. Ons soek 'n teksvers wat ons weet van toepassing is. En wat my gepla die heeltyd, terwyl ek hierdie diens voorberei het, is, ek het gegaan na hierdie een teksvers toe, die een wat ek vir julle gelees het. Ek het gebly gaan vir hierdie teksvers, bly gaan vir hierdie teksvers, en ek was nie seker hoekom nie, en die mense het maar hierdie twyfel, en wat gebeur is, donderdag aand, stuur die familie vir my die lewensberig van oom Stoffel. Toe ek deur hierdie lewensberig lees, betref dit my. Dis hoekom die Gees my hierdie teksvers laat kies het. Dit is die rede hoekom. Ek wil graag aan julle hierdie verduidelik, en om dit te kan verduidelik, moet ons in konteks kyk. Paulus op hierdie stadium was onder huisarrest in Rome gewees, en hy het hierdie brief geskryf aan die Filippense. Wanneer jy in huisarrest was in daai jare, was jy maar op die genade van vriende en familie en kinders. Dit is wie jou aan die gang gehou het. Jy kon nie uitgegaan het om te gaan kos kry nie, jy kon niks gedoen het nie, was onder huisarrest, daar was Romeinse wagte voor jou, Romeinse wagte voor jou, en jou familie en jou vriende moes maar kos bring, en hulle moes jou klere bring, en daai tipe dinge. En hierdie gemeente van Filippense, insameling gehou, en hulle het gestuur vir Paulus, om vir hom te sê, hier is iets, ons dink aan jou, ons ondersteun jou. Hulle het ook gestuur met een van Petrus se goeie vriende, Epaphroditus, en hy was die boodskapper. En weens hierdie skryf Paulus vir hulle die brief. Eerstens om hulle te bedank vir dit wat hulle doen, tweedens om vir hulle, ek wil amper sê, te prys vir hoe sterk hulle staan ten midde van baie uitdagings wat hierdie gemeente het. Uitdagings van buite af, daar was baie invloed en druk op hulle. Die Romeinse ryk het op hulle gedruk. Daar was druk weens hulle naaste bure tussen die Efesiërs en die Grieke. Daar was altyd probleme gewees. Maar hulle grootste probleem wat hulle gehad het, was die Joodse kerk. Die Joodse kerk het gekom en vir hulle gesê, maar volgens al hierdie Hebreëse geskrifte, al hierdie Hebreëse rolle, is daar hierdie tegniese punte waar julle as Christene verkeerd is. Julle maak foute. Dit is verkeerd, dit moet volgens die geskrifte so wees, volgens die geskrifte so wees. En wat dit veroorsaak het, was tweestryd binne in hierdie gemeente. En dit was Paulus se grootste probleem. Hierdie tweestryd het begin by die oorspronklike Joodse Christene, wat gesê het, volgens hierdie geskrifte en volgens hierdie rolle, is daar 'n paar goed wat jy moet 'n Jood wees om gered te word. Kom hulle agter, hulle kom nie reg met hierdie teorie nie, toe sê hulle, goed, jy kan gered word as enige ras, as enige landstreek,
Maar jy moet die Joodse Bybel en die Joodse wette aanvaar. Jy moet jouself stel onder die Joodse mosaïeke wette. 400 wette wat die Jode geskep het uit die 10 gebooie uit. En behalwe vir dit, jy moet besny wees en jy moet die volgende dinge hê. Anderster kan jy nie ewige lewe erwe nie. En Paulus skryf hierdie brief en hy sê vir hulle, pas op vir hierdie valse profete. Wees versigtig vir hulle. Want, soos hy het stel, hulle kom met betekenislose argumente. Klein dingetjies, wat nie werklik saak maak nie. En vir hom om sy punt te bewys, gaan hy en hy gebruik homself, heeltemal homself as voorbeeld. En hierdie voorbeeld wat hy gee, wil ek graag vir julle gou lees, tussen vers 5 tot 8, dis sommer in dieselfde boek. Hier sê hy, hier praat hy van homself, ek is besny op die 8ste dag, ek's uit die geslag van Israel, ek's uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger vir die gemeente, wat die geregtigheid betref, onberispelik. Wat hy doen hier is, hy sê, al hierdie dinge wat die Joodse kerk sê, julle moet hê en moet doen, ek het dit. Ek was daar. Ek weet presies waarvan hulle praat. En die oomblik toe ek Jesus ontmoet het ek agtergekom, hierdie is waardeloos. Hierdie is waardeloos. Al wat ek nodig het, is wat Jesus Christus vir my geleer het. So moenie dat hierdie valse leraars vir julle beïnvloed nie. Moenie dat hierdie valse leraars vir julle kom sê, maar hierdie tegniese punt en daai kleinigheidjie het 'n invloed op jou. Ek weet wat die waarheid is, vir die simpel rede, ek was daar. Onthou, Paulus was 'n hooffariseer. Menigte Christene het gesterf aan sy hand. Hy was by toe hulle gestenig was. Hy het vir hulle vervolg. Hy was vasoortuig, hy doen die regte ding. En hy het gedoen uit wysheid uit. Nie uit wysheid uit nie, uit kennis uit. Hy het kennis gehad van, hy het sy hele lewe gewy daaraan, om hierdie rolle te bestudeer, en om hierdie groter en wyer kennis op te bou. En Paulus sê vir hulle, ek is nie nou meer in julle teenwoordigheid nie. Waar ek is, kan ek julle nie help nie. Maar ek wil julle graag vermaan, klou vas aan dit wat julle het. Klou vas aan hierdie sterk geloof, klou vas aan julle beginsels, klou vas aan dit wat ek julle geleer het, toe ek daai gemeente begin het. En hier is my beste raad aan julle. Volg die voorbeeld van die wat geestelik volwasse is in julle gemeente. Kyk na hulle. Wie's die? Wie's die geestelike volwassenes? As ons kyk na vertalings, het verskillende Bybels uit, daar's 'n Engelse vertaling wat praat van the senior members. Daar is 'n vertaling wat sê the elders in the congregation. So as jy na al hierdie verskillende vertalings gaan kyk, praat dit van verskillende mense, maar dit kom af op een ding. Die senior members in jou gemeente. Die seniors in Filippense. Kyk na hulle, want my afwesigheid beteken julle het 'n voorbeeld nodig. Julle moet iemand volg. Volg hierdie seniors. En hoekom? Hoekom juis hierdie seniors? Ons het vanoggend ook oor haar gepraat. Ek wil graag aan u verduidelik hoekom. Ons kry geestelike kennis en ons kry geestelike wysheid. Geestelike kennis is wat ons optel uit algemene kennis uit. Wat ons doen, wat ons lees, wat ons leer. Ons kom onder die woord hier en ons tel kennis op. Ons verbreed ons kennis rondom die werking van Jesus, rondom sy kerk. Bou ons hierdie kennis op. Seniors het iets anders. Hulle het geestelike wysheid. En dis iets wat jy nie sommer leer nie. Dis iets wat jy nie uit boeke uit en uit skrifte.
gaan by mekaar maak nie. Geestelike wysheid is iets wat 'n bietjie moeiliker is om te beskryf, want hierdie geestelike wysheid wat hulle het, skenk aan hulle 'n diepte. Hulle het 'n diepte geestelik. En om daai diepte te kan beskryf, is baie moeilik vir iemand wat besef, ons het nog steeds nie daai diepte nie. Hoe beskryf 'n mens daai? As ek kan kyk na oom Stoffel, hy het daardie diepte gehad. Hy het daardie diepte gehad. Hy het die diepte gehad wat aan hom daai kalmte gegee het. Hy het hierdie diepte gehad in hom wat hom daai rustigheid van gees gegee het. En hierdie kalmte en hierdie rustigheid is belangrik. Dis baie belangrik. Want dit is een van die voorvereistes van om 'n gehoorsame kind van God te wees. Hierdie kalmte, hierdie rustigheid is wat vir jou wys dat daar regheid en 'n eerlike vertroue is in my Skepper. Dis vir daai rustigheid vir my gee. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak hoe moeilik dinge gaan nie. Ons sal altyd daai senior persoon hê wat kalm is, wat rustig is. En dit het daai uitwerking op ons. Daai uitwerking op ons. Diensknegte sal met my saamstem. Dit is tog deel van ons werk. Dis nie 'n slegte ding om kennis te hê van God se werk nie. Want dit is in die uitvoer van ons pligte. Ons berei voor vir dienste. En om vir 'n diens voor te berei, om vir 'n begrafnisdiens voor te berei, om vir enige werk wat ons in die huis van die Here doen, moet ons tog voorberei. Ons lees verskillende geskrifte, ons vergelyk boeke met mekaar, om te sien waar die eintlike waarheid lê. Ons gaan kyk na plekke daar buite, hoe mense dit vergelyk, ons soek die foute en dit is wat ons doen. Ons brei ons kennis uit, om so goed as moontlik te kan doen wat ons doen. En dan kry jy iemand soos oom Stoffel, wat jy op 'n huisbesoek gaan by hom, voorberei, vol kennis, vol van hierdie algemene kennis, en jy stap by hom in en 3 minute in sy geselskap, maak hy vir jou nederig. Hy bring vir jou terug harde diepte, met 'n kalmte in sy siel, met 'n vrede in sy siel, 'n volle vertroue in sy siel, sonder om baie te sê, wys hy vir jou, wat is diepte? Partykeer, ja, sit jy daar met 'n mond vol tande, en jy ry, en jy was bly jy het hom besoek, want hy het vir jou verryk vanaand, nie jy vir hom nie. En dit was hy. Die vraag, hoekom hierdie kalmte? Want die teenoorgestelde daarvan is paniek. Paniek is geraas. Paniek is wat nie hierdie geestelike wysheid so ver al bereik het nie. Die van ons wat nog nie werklik daai diepte gekry het nie. Wanneer iets fout gaan, is daar paniek. Dan is daar paniek. En hierdie paniek keer dat ons kan stil raak en kan ervaar hoe ons Vader ons help. Hierdie paniek is in ons pad. Dis te veel van 'n lawaai. Dat ons kan agterkom hoe ons Skepper besig is om vir ons in te tree. Ons is net te besig. Die beste manier wat ek hierdie kinderlike geloof en hierdie vrede en hierdie diepte vir julle kan gee, was toe Stoffel in die hospitaal was. So dit was natuurlik baie emosionele oomblik. Dinge het gebeur, almal is te mekaar, almal hardloop rond. Stoffel gaan hospitaal toe. Dinge gaan nie goed daar nie. Dit is 'n baie moeilike tyd. Dit is hierdie paniek situasie. Almal hardloop rond. Mense moet gebel word, mense moet laat weet word. En al wat hom Stoffel vra is, het julle my priester gebel? Dis al wat vir hom saak maak. Het julle my priester gebel? Weet hy ek is hier? My liewe broers en susters, dit is 'n kinderlike geloof. 'n Kalmte en 'n besef
al hulp wat ek nou nodig het, is om saam met my seëndraer te wees. Al is daai seëndraer die helfte van my ouderdom, al het daai seëndraer nie die helfte van die Christelike kennis wat ek het deur my jare nie. Oom Stoffel was langer 'n kind van die Here as wat 2 van my geslagte wil. Tog het hy dit nie so gesien nie. Hy het vir my gesien as sy seëndraer, as sy priester. En al wat hy wou gehad het was my teenwoordigheid, my wete. Bloot net die feit dat ek vir hom bid, dit was vir hom genoeg. En dit is hierdie voorbeeld wat Paulus van gepraat het. Dis toe Paulus gesê het, volg die voorbeeld van daardie wat geestelik volwasse is. En daar is Oom Stoffel, 'n spreekwoordelike voorbeeld van presies wat Paulus bedoel het. Waar is hy? 'n vraag natuurlik op enige iemand se lippe sal dit wees. Waar is hy? Is hy gered? Is sy siel gered? Ek kan nie dit antwoord uit myself uit nie. Die antwoord lê in die Bybel. Die antwoord lê in die voorvereistes om ewige lewe te kan kry. En die antwoord lê ook in wat Paulus sê, wat hy geskryf het vir Tessaloniese gemeente. Ek sal nou by dit uitkom. Die voorvereistes natuurlik, ons moet gedoop wees. Wanneer jy gedoop word, word jy ingelyf in hierdie liggaam van Jesus. Dit weet ons tog. Wanneer ons verseël word, wanneer jy gedoop word met die Gees, gee dit vir jou aanspraak om deel te vorm van die bruidsgemeente. Die wat sal saamgaan wanneer die Here kom om sy bruid te kom haal. En dan, derdens, die wat met 'n begeerte is, soveel keer as wat moontlik is, deel te kan neem aan heilige nagmaal. Want dit gee daai koneksie met die wat saam met ons in een gees is, sodat ons saam kan wees. Ons kyk nou en ons besef, is nie 'n checklist nie. Ja, hy was gedoop. Ja, hy was verseël. Ja, hy het aan nagmaal deelgeneem. Ja, hy was voor die altaar. Soveel keer as wat hy kon wees. Maar, nog iets. Hy het volhard. Hy het absoluut volhard tot op die einde. Dis presies van hom wat Paulus praat wanneer hy skryf vir Tessalonisense. Vir die Tessalonisense sê hy, as ons dan glo dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood uit, dan moet ons tog glo dat die wat in hom gesterf het, saam met ons sal opstaan. Dat die wat in hom gesterf het, ook sal opstaan wanneer hy sy bruid kom haal. En hoe sterf ons in hom? Ons volhard in sy leerstellings tot die dag dat ons sterf. So, absoluut geen twyfel in ons harte nie. Geen twyfel in ons harte nie. Ons gaan Oom Stoffel weer sien. Ons gaan vir Oom Stoffel weer ontmoet met die dag van die eerste opstanding. Die vraag natuurlik is, met die dag van die eerste opstanding, gaan Oom Stoffel vir ons daar kry? Gaan hy vir ons daar ontmoet? Gaan ons daar wees om hom te ontmoet? Kyk weer na ons checklist. Ons is gedoop, ons is verseël, ons is onder die nagmaal, ons kom onder die heilige nagmaal, ons kom soveel as wat ons kan in die huis van die Here. Die vraag is, gaan ons volhard? Het ons daai nederigheid in ons, om eendag ook gereken te kan word, as daardie geestelike volwassenes in sy werk? Ons almal hoop en bid natuurlik, dat die Here sy bruid kom haal voor dan. Maar dit is sy tyd. Dit is sy tyd. En daai datum en daai tyd is sy besluit.
Een van daai kondisies is dat ons gaan moet volhard tot op hierdie einde. En dit, ongelukkig, is waar 'n mens ook moet eerlik wees met jouself. Hierdie is ongelukkig ook waar, ek kry nie die Afrikaanse term vir, die Engelse sê, I take off the sugar coating. Ons haal daai mooi af. En ons kyk na die harde werklikheid. Ons kyk na die harde werklikheid van die woord, en ons kyk na die harde werklikheid van die geestelike lewe. En dit is, ons lewe nou in 'n genadetyd. Ons lewe in 'n genadetyd wat gaan eindig. Daai datum, daai tyd, wanneer die Here sy bruid gaan kom haal, weet ons nie wanneer dit is nie. Ons weet nie die tyd nie, ons weet nie die datum nie. In die begin van die jaar, eintlik einde laas jaar, het ons distrikapostel Lambert iets baie interessants gesê, en dit het vir my nogal geruk. Hy sê, ons moet besef, daardie datum was besluit, nog voor die grondlegging van die aarde. Daardie datum was opgebesluit, die oomblik, toe God sy plan van saligheid in werking gestel het. En hy het besluit watter dag, besluit watter uur. En daai is 'n vaste tyd en datum, daai is 'n vaste oomblik. Daai oomblik is absoluut irrelevant met hoe ons op daardie stadium voel. Daardie oomblik, daardie tyd, is die einde van die genadetyd. Dit gaan nie saak maak of Gawie nou nog hierdie probleem het wat hy gou moet uitsorteer. Dit gaan nie saak maak of hierdie broer of hierdie suster nou nog beklei met hierdie een spesifieke sonde. Dit gaan nie saak maak of daar vrede is tussen mense nie. Dit gaan nie saak maak of daar haat is tussen twee mense nie. Dit gaan nie saak maak wat jou omstandighede is nie. Daai is absoluut irrelevant die oomblik wanneer God sy seun sê, gaan kry jou bruid. Dan gaan soek hy sy bruid. Hy gaan soek sy bruid, die geestelike volwassene sal wees. Hy gaan soek sy bruid daar, aktief besig in sy huis. Aktief besig, vorm deel van hierdie bruidsgemeente, van hierdie groep. Hy gaan nie oor die aarde gaan. En hierdie afgesonderde individue gaan soek en gaan uitgrou, wat onder die indruk was, hulle het eerstens nog tyd, of onder die indruk was, dat hulle 'n ander vorm, of 'n ander manier, of 'n ander pad het na die ewige lewe toe nie. Hy gaan nie vir hulle soek en uitgrou nie. Die genadetyd is verby. Hy gaan die kom haal, wat aktief besig is in sy huis. Hy gaan die kom haal, wat wag vir hom. Hy gaan die kom haal, volgens daardie voorbeeld gelewe het, wat gestel is. Ek wil graag afsluit, deur te sê dat Paulus beskryf dit, die afwesigheid, so mooi. Hy beskryf dit so mooi. Dit is weer eens in dieselfde boek, vers 12. Ekskuus, Filippense 2 vers 12. En wanneer 'n mens hierdie lees, ja, dit is Paulus se woorde, wat hy geskryf het, maar ek wil amper sê dat, as ons Stoffel nou nog hier was, as hy die geleentheid het nou, om 'n paar laaste woorde te kon sê, om te kon groet, dink ek hy sou tog hierdie selfde woorde gesê het, as wat Paulus hierso spreek. As 'n mens kyk hoe mooi hulle in gees ooreengestem het, sal ek sê hy sou hierdie woorde gebruik het. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het,
Nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Sou dit nie sy laaste woorde gewees het nie. Ek was hier, julle het gelewe volgens my voorbeeld. Julle kon sien hoe ek is, my aard, my natuur, hoe ek opgetree het, hoe ek gepraat het, hoe ek gereageer het op omstandighede. Nou is ek nie meer hier nie. Onthou my voorbeeld en werk eie heil. Amen. Amen. My geliefdes, ek wil julle nou vra om op te staan. Ons die gebed kan bid by die Here Jesus vir ons geleer het. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek vertrou nou die sterflike liggaam toe aan die aarde met die woorde: stof tot stof, aarde tot aarde, as tot as. Siel en gees gee ons egter oor aan die liefde van Jesus Christus, wat dit sal bewaar tot die opstanding na ewige lewe. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, nou en in alle ewigheid. Amen. Amen. Ons kan saam sing, of is daar 'n lied vir die koor? Die koor kan sing, ek kom maar sing. Kom ons sluit af met gebed en finale slotseën. Alle lof en dank en eer kom U nou toe, liewe Heer. Ons sê dankie vir die oomblik wat U ons bymekaar gebring het, Vader. Ons bedank U vir hierdie oomblikke soos hierdie wat U nog steeds vir ons moontlik maak, liewe Heer. Ons bedank U vir dit wat ons geleer het uit die lewe van oom Stoffel Groenewald. As gesin, as gemeente,
maar ook as diensknegte, Vader. Dit wat ons as amptes kom put uit sy diepte en sy kennis, en dit wat vir ons beskikbaar gestel was, bedank ons U ook voor, liewe Vader. Wees nou met hom. Liewe Heer, hy is nou in U hande, hy is in U liefdevolle beskerming, en ons weet dat hy vir ons wag. Ons weet dat hy ook aktief besig is nou in die hiernamaals, om te help om U werk en U liggaam van Christus daar uit te brei. Vader, dat hy ook vry is om te kan beweeg, en dit te doen wat van hom ook verwag word in die doderyk. Liewe Heer, hier is konsepte wat ons nie altyd kan verduidelik nie, maar ons weet daarvan en ons verstaan dit uit 'n kinderlike geloof uit. Ek vra U asseblief om te gaan met hierdie gesin. Skenk aan hulle dit wat hulle nodig het, Vader. Bring vertroosting in hierdie moeilike tyd. Skep ook liefde in hierdie moeilike tyd. Geef hulle fokus in hierdie moeilike tyd, sodat hulle ook van hier af die stukke kan optel. 'n Nuwe lewe in U oë kan kyk, Vader, sonder Oom Stoffel. Liewe Heer, en gaan met hulle, sodat hulle ook saam met ons hulle harte kan voorberei. Volgens daai voorbeeld wat hy vir ons gelos het, kan lewe, Vader, sodat hulle ook waardig gevind kan word, saam met ons almal, vir die dag van die eerste opstanding. Dit vra ons U dan nou, liewe Vader, ook dat die wat gekom het, wat ver gereis het, veilig terug kan kom op hulle aardse weë. Bestuur hulle voertuie, Vader. Gaan met hulle, sodat hulle ook hulle huise kan bereik, ongedeerd, liewe Heer. Maar, as 'n gesin, as broers, as susters, as 'n gemeente, vra ons U uit ons hart uit, liewe Vader, dan verkort hierdie genade tyd. Stuur U seën. Neem vir ons almal in genade aan, sodat ons deel kan vorm van hierdie bruid. Vanoggend vra ons dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees wees met U almal. Amen. My geliefdes, ons kan saam sing. When peace with the Father. En die
sit gerus. Daar is 'n paar bedankings en ek wil graag vir Karl Jacobs vra om vorentoe te kom. Good morning, bereaved family. From myself and Joni, our deepest condolences. I've got a few messages which I would like to share with you, but before that, I would like to share some thoughts of myself, what I've got on my phone. On Thursday morning, I received some news, and I'm going to tell you the way I felt that particular morning. It was pretty early, and I opened my Bible like I normally do every morning, faithfully, and I'll continue with that. And I read to you out of Psalm 107. Oh, give thanks unto the Lord, for his good, for his mercies endureth forever. The last verse of that chapter, it says there, whosoever is wise will observe these things, and they will understand the loving kindness of the Lord. Goes a bit further, says, between the stories, the psalmist repeatedly returns to the central refrain in verses 8, 15, 21, and 31. Let him give thanks to the Lord for his unfailing love, his wonderful deeds for mankind. I go back to the word refrain. The word refrain has two distinct meanings depending on how you use it. As a verb, it means you hold yourself back or to stop yourself from doing something. As a noun, it refers to repeated lines in a phrase or a song. All right, now I will read you a little passage which I was got, the thank you note from the family. On behalf of the Schulenwald family, we'd like to express our heartfelt gratitude to everyone who supported us during this passing of our father, beloved father, Petrus Stoffel Groenewald. Ek ken hom as oom Stoffel, want ek het 'n swaartjie wat hier agter sit, en hy sal dit goed ken ook, want ek is getroud met oom Stoffel, met Gerard se suster, en dit is die oudste broer, wat hulle van plaas so uitgetrek het en aangegaan het, so 'n bietjie toe hy jonger was. Thank you to all who attended the memorial service, sent messages of sympathy, brought flowers, prepared meals, visited us, prayed for us, and offered words of comfort during this difficult time. Your kindness and love and support have meant more to us than words can express. A special thank you to our family, friends, neighbors, and church family for walking the journey with us with compassion and care. We are deeply grateful for every act of kindness shown to us. Our sincere appreciation goes out to Magda Wind, who dedicated, and her dedicated team at the funeral service, for the exceptional support and compassion, professionalism, and guidance throughout this difficult journey. Your care to attention and to every detail and reassuring presence brought us great comfort, and we are deeply grateful for everything you did to help us to honor Dad's life with dignity and respect. We'd like to also extend our heartfelt thanks to Elizabeth Fourie and her wonderful team for the catering service, and your generosity and hard work is truly appreciated. Thank you. Special thanks to Elizabeth Fourie again and Nolene Scholz for stunning floral arrangements which added such beauty and warmth to Dad's farewell. Our heartfelt thanks go to Police Harvey
and Priest Debbie Cox for their spiritual guidance, prayers, compassion, support through this difficult time. Your comforting words, caring presence helped us to honor Dad's life with dignity and faith. Dad touched many lives through his unwavering faith, wisdom, generosity, and deep love for his family. We heard this morning. It brings us great comfort to know that he was so loved and respected by so many. While we mourn his passing, we will also celebrate his life. And that's why you're here. We'll celebrate his life and treasure the precious moments and memories he leaves behind. Your love and support have given us strength and helped us honor the memory of in the most meaningful way. May God bless richly every one of you for your kindness, love, and support you've shown our family. With sincere appreciation for the Groenewald family. I would like to also mention something. There are some sisters that are still left here also. Tannie Ria and Tannie Nelly. Baie dankie. I know the family quite well. I think I'm one of the very first ones that got married into the Groenewald family. I think so. I could be corrected. It doesn't really matter. All right, so I'll carry on with some more thanks. Ek gaan die lees van Tertius Slabbert. Ek gaan 'n bietjie Afrikaans lees nou. Afrikaans, ag oupa se liefde leef voort. Hoewel sy liggaam vandag te rustig gelê word. 'n Man van God, geduld, min woorde, maar baie kennis en liefde vir sy familie en vrou. Dit sal voortleef. Sy voorbeeld van hoe hy ouma en sy kinders liefgehad het, wys vir ons wat vir onvoorwaardelike liefde regtig beteken. 'n Legende van 'n man. Ek het ook so 'n legende geken en dit is my wonderlike skoonpa wat ek van gehoor het so baie vandag weer. Die legende, hulle was albei legendes gewees. Wat verstaan van harde werk, van ware liefde is onthou vandag en sal voortleef in ons. Nie meer fisies nie meer hier nie, maar vir ewig in ons harte. Mag dit so bly. Ek is dankbaar dat oupa se werk op my lewe kon gelos het. En ek is bevoorreg om te kan sê dat Stoffel Groenewald deel en vorm van my lewe sal bly. Wandel en hou aan in die hemel. Tertius Slabbert. Okay, ek wil nog ietsie nog verder lees. Ek het 'n boodskap van ons apostel Gavin van der Hoven. Hy skryf hier so in Engels vir my. Dear QC and Auntie Joni and extended family. At this difficult time, may you be surrounded by God's love, peace, and the comforting presence of the Holy Spirit. We are praying for you and your family. With sincere sympathy, the assurance that our God is fully aware of your pain and will respond. Thank you for the well wishes for tomorrow, remembering you also have a blessed day, Gavin van der Hoven. All right, so now we've got my last one, and we don't want to keep you up too long. That's a huldeblyk aan Christoffel Petrus Stoffel Groenewald. Goeiemôre almal. Dankie aan elkeen wat vandag hier is om saam met ons die lewe van ons pa Stoffel Groenewald te vier. 20 jaar, 'n merkwaardige leeftyd, en vandag kom ons nie net by mekaar om oor sy heengaan te treur nie, maar ook hulde te bring aan 'n man wat sy lewe van harde werk, toewyding, liefde, geloof en nog toewyding aan sy familie geleef het. Julle het dit almal vanoggend goed en duidelik gehoor, ook in die preek. Pa was 'n stil man. Ek ken hom Stoffel so. Ek het baie keer by Tannie Ria het ons gaan kuier
En toe het Gauteng is afgekom, baie van julle daar was by in Ernst Pretoria straat gewees en het gesien hoe lekker ons saam gekyk het en Stoffel was altyd die stil man. Hy het sy grootste deel van sy lewe in die boubedryf gewerk en deur eerlike harde werk vir sy gesin voorsien. Selfs na sy aftrede het hy nooit werklik opgehou werk nie. Ekskuus tog. Hy was in sy werkswinkel besig om iets met sy hande te maak en hy was in die tuin besig. Hy het houtwerk geniet, my skoonpa het ook van houtwerk geniet. Hy het besondere gawe gehad om dinge te bou en reg te maak, sy hande was selde stil. Ek het eendag het ons toevallig by hom Stoffel gaan kuier en ons het daar oorgeslaap en Boetie was daarby. En ek sien toe dat Boetie daai tyd baie besig was om skoon te maak en netjies te maak. Papa was altyd net daar om te loer, te kyk, né? Pa het nie daarvan gehou om dinge reg te maak nie. Hy het altyd 'n oplossing vir enige probleem gehad en sy gunsteling gesegde was: 'n boer maak 'n plan. Ja, maar Groenewald het 'n plan. En 'n plan het hy altyd gehad. Of dit nou iets was wat gebreek het, 'n projek, 'n werkswinkel, 'n uitdaging in die tuin of sommer net alledaagse probleme. Pa het altyd 'n manier gevind om dit uit te werk. Sy vindingryk, praktiese ingesteldheid, deursittingsvermoë was iets wat ons almal bewonder het en wat ons altyd sal onthou. Pa het ook eenvoudige dinge in sy lewe waardeer. Hy het daarvan gehou om vis te vang. En hy het ook die viskop ook te eet. Baie van die jonge geslag sal miskien daarvan weet nie, maar ja, ek het ook maar in my dae ook viskop geëet, né? Aan die einde van die dag, na wat hy grappens 'n harde dag se werk in die werkswinkel of tuin genoem het hy gaan sit in sy geliefde doppie. Pragtig. Pragtig. Daar's niks verkeerd met 'n lekker doppie nie, né? Almal geniet dit. Op my 21 het pa sy geliefde, die liefde van sy lewe verloor toe ma oorlede is. Om iemand te verloor met wie hy soveel dekades van jou lewe gedeel het, laat 'n leemte wat nooit werklik gevul kan word nie. Dit is die waarheid. Alhoewel hy met moed en waardigheid aangegaan het, het hy 'n deel van sy hart van daardie dag saam met haar gegaan. Vandag vind ons troos in die wete dat hulle weer saam is. Pa het ons dinge geleer, nie deur groot toesprake nie, maar die manier op waar hy geleef het. Ons het weer daarvan gehoor vanoggend. Hy het vir ons die waarde van harde werk, toewyding, loyaliteit, nederigheid en geloof en die belangrikheid van sy familie geleer. Sy lewe het ons herinner van sy grootheid dikwels die gewone oomblikke gevind, om elke dag op te dag en om te gee vir mense wat hy lief gehad het, om altyd van jou beste te gee met wat jy het. I'll go back to Mother Teresa. She always said, if you can't feed 100, feed one. And that, I think, is fitting to that little passage there. Terwyl ons hartseer is oor sy heengaan, is ons dankbaar vir die lang lewe wat hy geleef het en al die herinneringe wat hy agtergelaat het. Ons sal sy stille krag, sy sagte geaardheid, sy geloof, sy projekte in die werkswinkel, sy tuin, sy oggendstappies, sy woorde van wysheid en daardie ons praat weer van sy doppie. Wat nog 'n dag van goed geliefde lewe gesluit het.
altyd onthou. Pa, dankie vir jou liefde, vir jou opofferings en die voorbeeld wat jy vir ons almal gestel het. Dankie vir die lewe wat jy opgebou het, vir die familie wat jy so innig gekoester het. Jy laat 'n nalatenskap agter wat voortgeleef deur jou kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en almal wie se lewens jy aangeraak het. Rus sag pa. Pa is nou weer by jou maat, ja. Dit was die woord maat. Hulle het mos mekaar maats genoem. Geef vir ma 'n drukkie en 'n soentjie van ons almal tot ons weer mekaar sien. Jy sal altyd in ons harte voortleef. Baie dankie. Thank you very much. Dankie oom Karl. Het julle 'n aangewese draer vir die as? Ja. My geliefdes, die volgende sal nou gebeur. Ons sal hier wag en regmaak. Kom maar. En die as word uitgedra. Ek sal agter hom volg. En ek vra die amptes, die rektor en die priesters om my te volg en dan die familie direk agter ons. Die as sal neergesit word in die ingangsportaal en daar is julle welkom om 'n laaste eerbewys huldeblyk te doen. Daar is roosblare wat julle kan strooi. Ek gaan vir die koor vra om vir ons asseblief te sing.